Elkeen van ons het ons beperkings. Daar is goed wat ons net nie kan doen nie. God het ons gemaak soos ons is en daarom moet ons hom vertrou om ons soos ons is te gebruik. Die verhaal van Helen Keller is aangrypend. Sy is in 1880 gebore en het op die ouderdom van 19 maande as gevolg van siekte haar gehoor en haar sig verloor. Sy kon dus nie hoor of sien nie. Op ouderdom 7 het sy haar eerste onderwyser, Anne Sullivan, ontmoet. Anne het 'n manier gevind om Helen te leer en Helen was die eerste doofblinde persoon wat 'n BA graad aan die universiteit behaal het. Sy het 14 boeke en verskeie toesprake geskryf en het na 39 lande as motiveringsspreker gegaan. Helen Keller was ook 'n aktivis vir mense met gestremthede. Sy het nie teen haar eie beperkings vasgekyk nie, maar die geleenthede wat die Here vir haar gee gebruik. Sy het dwars oor die wêreld 'n verskil gemaak deur haar toesprake. En ons dink vandag baie anders oor mense wat doof en blind is as toe sy 'n kind was. Helen se eerste onderwyser, Anne Sullivan, het lewenslank vir Helen ondersteun en bygestaan. As dit nie vir Anne was wat haar geleentheid in die lewe van Helen gebruik het nie, sou ons seker nooit van Helen Keller gehoor het nie. Kolossense 4 vers 5 sê ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid wat die Here vir ons gee. Moenie jou kop vol maak met jou beperkings, met alles wat jy nie kan doen nie. Kies eerder om die geleenthede wat die Here vir jou gee te gebruik. Selfs al sê jy omstandighede vir jou, daar is geen moontlikhede nie. Anne Sullivan het maniere gevind om 'n doofblinde kind te onderrig. En hierdie kind het vir baie jare deur haar lewe en voorbeeld 'n groot verskil in baie mense se lewe gemaak. Gebruik jy alles wat jy nie kan doen as verskoning, of gebruik jy die geleenthede wat die Here vir jou gee, al het jy beperkings, om te doen wat hy van jou vra?